Wie van julle kinders speel nog albasters? Dis eintlik 'n seentjie speletjie, né? Wie van die seuns, het julle dogters ook albasters? Speel julle ook albasters? Hæ? In ons kinderdae, né, was jou status, jou naam was gekoppel aan hoeveel. Onthou julle dit? 'n Mens het albasters gehad en dan het jy 'n goon gehad en dan sit elkeen sy albaster so en so. En onthou julle so 'n kringetjie of nie 'n kringetjie nie, sommer net so 'n dingetjie wie trek. So 3 albasters. 'n Ander ou se albaster met jou goon kan raak gooi so, dan is dit joune. Onthou julle dit? En die ou wat die meeste albasters het, hy is die ou wat 'n status het en hy het naderhand 'n hele sakkie vol albasters gehad. Maar ek het gesukkel met albasters speel. My albasters is almal gewen deur ander mense. En ek besef toe eendag, ek moet nou na die kinderspeel winkel toe gaan. Dit is die crazy stores van daai tyd. Onthou julle, in elke dorp was daar 'n winkel wat kindergoeders verkoop het, soos wat ons vandag crazy stores kry. En dan het ek nou maar my sakgeld gevat en ek het my albasters moes gaan aanval, maar dit was duur om albaster te koop. Ek moes wag tot die einde van die maand as ek sakgeld kry, dan moet ek daai sakgeld albasters gaan koop. En ek het gesien ek kan die dag net 5 albasters koop. En ek het 5 albasters gekry en het so in my hand gesit en ek het daarna die toonbank toe gegaan of die til waar mens betaal. En nou staan ek met hierdie 5 albasters in die ry om te betaal. En ek het agter oom Willie Conradie gaan staan. Nou oom Willie Conradie was die leier ouderling in die gemeente. En hy was altyd liefdevol en vriendelik met almal en met die kinders veral. Hy het al die kinders se name geken in die gemeente. Dit was eintlik so lekker, want ek het om Botawil groot geword. Dit is nogal interessant, dis waar dominee julle nou heen gaan. En ek staan so en oom Willie kyk my so en hy vryf my kop so. Hy sê, Jurgens, nou wat koop jy vandag? Ek sê nie, oom Willie, ek koop vir my albasters, die 5 albasters. Hy kyk my so, hy sê, ag nee man, gaan haal daar agter en gaan kry jy vir jou 'n hele sakkie albasters, ek sal dit vandag vir jou betaal. Ek sê, wat? Hy sê, ja, gaan kry gou vir jou albasters. En ek het my 5 albasters daar neergesit in die hele sak albasters. Dit het ek gekry en oom Willie het dit vir my betaal. En altyd vorentoe het ek in my lewe gedink aan oom Willie Conradie. As jy nou oom Willie se naam noem, dan dink ek, yes, daai oom was hom vir my so goed. Hy het vir my so baie beteken. Vir hom het dit niks gekos nie, maar vir my was dit baie. En dis dieselfde wat die Here Jesus vir ons kom doen het. In Efesiërs 2 vers 4 staan daar: God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. En dan staan daar verder, hy het sy seun Jesus vir ons gegee om vir ons die ewige lewe te gee. En ons hoef nie op onsself trots te wees nie. Hy het vir ons die ewige lewe gegee. En daarom kan ons as kinders van die Here lewe, omdat hy vir ons innig lief is. Nou, ryk in barmhartigheid staan daar. Wat beteken dit? En innig lief. Dis baie liewer as wat oom Willie vir my was, is die Here Jesus vir ons. Hy was so lief dat hy sy lewe gegee. Nee, barmhartigheid beteken hy het 'n ryk en barmhartigheid, hy het 'n warm hart gehad vir ons. Mens kan dit maar so sê, warm hart wat graag kom gee het. En hy het dit vir ons gegee. Nog voordat ons kon vra. Ek het nie eens vir hom Willie gevra om vir my albasters te koop nie. Hy het dit sommer net besluit nog voordat ek kon. En so die Here ook gekom en vir ons besluit. Nou reg. Kom ons kyk gou, wat 'n kind kan onthou wat 'n teksvers het ek gelees. Daai kind wat dit kan onthou. Ek het die naam genoem van die teks. Wie kan dit?
Ek gaan vir jou 'n geskenkie gee as jy dit kan onthou. Dan sê hy, wat 'n teksvers is dit? Jy kan maar die albei sê. Efesiërs. Ja. God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Kom hier soos jou geskenkie. En julle kinders kan maar saam met Tannie Esther uitgaan, hoor. Lief, Jesus is lief vir jou. Julle kan solank julle Bybels oopmaak by 1 Konings 17. Ons bring mos nie meer ons Bybel saam deesdae nie, 1 Konings 17. Daar sê. Dit is ongelooflik net die oom Willie. En ons kry ook daai geleenthede om sommer net te gee vir kinders. En hulle gaan dit nooit vergeet nie, voordat hulle vra, voordat hulle kies. Dink 'n bietjie, kyk 'n bietjie of jy nie ook geleenthede kry om sommer net te bederf. Ja, dit laat mense aan die Here dink wat ons bederf. Ek wil, voordat ek lees uit 1 Konings 17, net 'n gebed doen en dan wil ek begin met 'n verhaal wat aansluit by die gedeelte. Ons Vader wat in die hemel is, voordat ons kon kies, kon vra, het jy al reeds ons skuld gedra. Dankie Here dat U vir ons innig lief het. En dat U vir ons gee nog, voordat ons kan dink daaraan. En U sê vir ons nog, voordat ons bid, weet U al wat ons gaan vra ook. Dankie Here, dat U so lief is vir ons, en dat ons hande, ons naam is in U hande ingegrafeer, en dat U altyd deur het aan ons dink. Dit is vir ons lekker. Maar dankie ook Here dat U vir ons sê, al weet ek wat julle vir my gevra, wil ek ook hê julle moet met my praat. Dat U 'n behoefte het dat ek, elke mens met U moet praat. Is net wonderlik. En daarom wil ons vanmôre vir U sê, Here, ons het U ook innig lief. Maar ons weet ons kan U nog inniger lief ook hê. En vergewe ons Here wat ons verkeerd gedoen het hierdie week, wat ons nie gedoen het wat ons moes gedoen het, waar ons sukkel om mense te vergewe. Here, bewaar ons van die bose en help ons om in 'n vergewingsgesindheid te lewe teenoor alle mense. Maar ons bid ook Here dat U ons sal vergewe vir die stryd wat ons het, waar ons seer gekry het. En wil losmaak van die verlede. Dankie dat ons nou kan bid ook, dat U ons sal help om die rykdom van U liefde te verstaan. U wat 'n God is wat vir ons sorg. Praat met ons, Here, dat ons nooit bekommerd hoef te wees nie. En dat ons altyd sal weet, U werk is om vir ons te sorg. U is ons Vader. En U sal ons nooit in die steek laat nie. Dankie daarvoor. Praat nou met ons, Here. Ons bid dit in U naam. Amen. Voordat ons gaan lees uit 1 Konings 17, wil ek sommer net 'n verhaal vir julle vertel van iemand wat vooruitgedink het en gesorg het. Ek het dit gelees in een van Louis L'Amour se cowboy boeke. Wie van julle het al Louis L'Amour se boeke gelees? Ja. Hy vertel in een van sy boeke, vertel hy 'n verhaal van Desert Pete. Nou die verhaal loop so.
dis 'n eensame woestynpad in Amerika, in die Nevada woestyn. Dis 'n lang pad wat jy moet ry om deur die woestyn te kom om in 'n ander staat van Amerika te kom. En dis stowwerig, dis warm, dis droog, dis regte woestynatmosfeer. Nou ek het nou die prentjie vir julle hierso, want dit is 'n ware verhaal. Maar kan ons hom nou nie sien nie. In die middel van die woestyn, tussen niks en nêrens, is daar 'n waterpomp wat iemand daar opgerig het. En as jy daar kom en jy stop by die waterpomp, daar's nie 'n boom nie, daar's niks, dis net die waterpomp. As jy daar kom, dan sien jy dan aan die waterpomp se handvat. So onthou julle daai ou waterpompe wat jy so gepomp het. Is daar 'n draad met 'n bakpoeier blikkie aan vasgemaak. En as jy die bakpoeier blikkie losmaak, kry jy binne-in 'n briefie. En dan staan daar in die briefie, en jy kan hom vandag nog gaan lees. Daar staan: hierdie pomp is in werkende toestand, maar voordat jy pomp, lees net eers klaar. Ek het 'n wasser daarin gesit. Dit behoort so vir 5 jaar te hou. Van vandag af, 16 Junie 1862. Elke 5 jaar moet julle kyk dat julle die wasser kan vervang. Maar as jy net so regs van jou kyk, sal jy sien daar is so 'n groot wit klip. Onder die klip het ek 'n bottel gesit met water in. En die bottel is regop gesit, sodat die water nie uitloop nie. Wat jy moet doen is, jy moet so, so 10%, gooi 'n kwart van die water op die wasser wat in die pomp is, laat die wasser net eers sag raak, en dan is jy 'n kwart ingegooi, dan gooi jy die res van die water binne in die pomp, sodat die pomp ook net weer nat kan word. En dan kan jy begin pomp. En dan gaan jy soveel water kan kry soos wat jy wil. En as jy klaar is, moet jy asseblief net weer die wasser uithaal en in die blikkie sit. En jy moet die bottel vol water maak en hom weer net onder die klip gaan sit. En die briefie moet jy dan ook bære. En ja, ek is nou die mekaar, jy moet nie die wasser in die blikkie sit nie, jy moet die wasser in die pomp hou. En dan sit jy die briefie terug in die blikkie, anders het die briefie nou nat geword, nee. En dan het jy genoeg gedoen, jy kan jou water soveel as wat jy wil kan jy drink, maar sorg net dat jy dit alles doen soos wat ek jou sê. En dan, want hy is so naas, want hy sê aan die einde, groete, lekker drink, Desert Pete, noem hy homself. En dan sit hy 'n naskrif en dan sê hy, onthou nou net, moenie eers die bottel gaan staan en opdrink nie. Gebruik eers die bottel om die wasser en die pomp water te gee. En dis in 1862. En dit werk nog steeds. Daar's nog steeds mense wat na 'n ruk, 5 jaar, spesiaal gaan om daai wasser te vervang en om te sorg dat daai pomp in werkende toestand is. Mense is eintlik lus om in daai woestyn te gaan ry en om te gaan beleef. 'n Interessante storie, nee, van iemand wat omgegee het. Daar word niks vertel van wie die boorgat gepomp, en daar word niks vertel van wie se pomp het was nie, en ek dink dit is seker Piet se pomp, want hy noem homself Desert Pete. Maar hy het nou regtig 'n ding gedoen vir sy nageslag, wat aangrypend is. Nou as julle nou daaraan dink, hierdie kerk, wat ons hier het, is deur ons voorgeslag gebou. Ons kan dit nie meer vandag bou soos wat ons dit nou het nie. Dis miljoene rande om hierdie banke te maak en die kerk te bou en so aan. Dit is maar ons voorgeslag het daaraan gedink. Die kategese lokale,
Noem maar alles op. Dis ons voorgeslag. En die vraag is ons ook 'n desert Piet? Is ons ook mense wat dink aan ons nageslag? En iets gaan doen wat standhoudend gaan wees vir ons nageslag. Nou, die gedeelte wat ons nou gaan lees in die Bybel, is ook so 'n gedeelte waarin die Here vir twee mense sorg, op twee verskillende maniere, op twee unieke maniere, wat my geweldig aangegryp het. En ek wil graag hê jy moet saam met my 1 Konings 17 lees. Ons gaan so van vers 1 af lees, en dan gaan ons lees oor die verhaal van Elia, en ons gaan lees oor die verhaal van 'n vrou, wat net genoem word die weduwee van Sarfat. Onthou julle daai spreekwoord wat ons sê, dis regtig soos die weduwee se kruik, het raak nie op nie, né? Nou dis die verhaal van die weduwee se kruik wat ons vanmôre gaan lees. Elia, die Tisbiet, was 'n bywoner in Gilead. Ek sal net nou ietsie daaroor sê. Hy het vir Agab gesê, so seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê. En die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê, gaan hier vandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in die Kritspruit, aan die kant die Jordaan. Jy kan water uit die spruit drink, en ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg. Hy het toe gedoen soos die Here aan hom opgedra het, en hy daar in die Kritspruit gaan bly, ander kant die Jordaan. En die kraaie het vir hom soggens brood en vleis gebring, en hulle het vir hom saans brood en vleis gebring. Hy het die water uit die spruit gedrink. Maar uiteindelik het die spruit opgedroog, omdat die land nie reën gekry het nie. Want die Here het gesê, ek gaan vir die volgende paar jaar droogte bring oor julle. En ons weet dit was 3 jaar. Toe het die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê, dis nou toe die spruit opgedroog het en hy nie meer kan water drink nie. Kraai het seker nog kon sorg, maar hy kon nie water drink. Gaan na Sarfat toe, by Sidon, en gaan bly daar. Ek het 'n weduwee daar opdrag gegee, om vir jou te sorg. Dus die eerste keer het hy vir die kraaie opdrag gegee, en hierdie keer het hy vir 'n weduwee opdrag gegee. Hy gaan toe na Sarfat toe, en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee net besig om houtjies op te tel. Hy vra haar toe, gee my 'n bietjie water om te drink. Die man moes baie dors gewees het. Toe sê sy, so seker as die Here u God leef, ek het nie meer brood nie. Nee. Gee my 'n bietjie water om te drink. Terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan, bring vir my asseblief ook 'n stukkie brood saam. Toe sê sy, so seker as die Here u God leef, ek het nie meer brood nie, net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erdekan. Ek maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar, en dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaarmaak om te eet. Daarna moet ons maar doodgaan. Maar hoor nou wat sê Elia vir haar. Moenie bekommerd wees nie. Gaan maak dit klaar net soos jy gesê het, maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. So sê die Here, die God van Israel. Die meel sal in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land. En sy gaan maak toe soos Elia gevra het. En van toe af het hulle genoeg gehad om te eet, hy en sy en haar gesin. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie, en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. Ons lees tot sover. Wat sê hierdie verhaal vir jou? As jy nou 'n boodskap vir jouself uithaal uit hierdie verhaal, wat sê dit vir jou? Wat gaan deur jou hart?
deur my hart het daar 'n paar gedagtes gekom en ek wil dit met jou deel en ek wil graag hê jy moet, as jy nou uitstap by die kerk en jy sit in die kar of vanmiddag by die huis of wat, praat weer oor die verhaal en sê wat het die verhaal vir jou gesê, want die Here praat met elke mens op 'n unieke manier. Vir my sê die verhaal, ons God is 'n desert God. Hy's 'n God wat op 'n wonderlike manier voorsien, ook in ons woestyntye, in ons swaar tye. Dis God se werk om te voorsien. Hy's ons Vader. En soos dat ons vir ons kinders wil sorg, so sorg die Here ook. Nou Elia, om ons dink net gou oor hy was 'n profeet, en hy was op daai stadium in 'n ver land meegevoer, omdat die Here hulle gestraf het omdat hulle hom nie meer dien nie. En hy het gesê, ek gaan vir julle droogte bring, sodat julle my kan soek later, en na my toe kan roep vir reën. En ek gaan dit baie droog maak, totdat ek besluit, daar moet weer reën kom. En nou onthou julle die storie van Elia en die Baalprofete, en Elia en die offer, julle kan gerus die verhaal gaan verder lees, hoe dit na 3 jaar nog baie droog was. Aan die een kant kry ons in hierdie verhaal Elia, wat vir die volk gesê het, so sê die Here, dit gaan droog wees, en toe self gelei het aan die droogte. Daar by die kruitput het hy swaar gekry. Onder sy profesie het dit nie maklik gegaan nie. Aan die ander kant van hierdie verhaal kry ons telkens hoe die Here net voorsien op ongelooflike, godgrootte, bonatuurlike maniere. Elia se spruit, en ons kan nie sonder water lewe nie, het opgedroog. En die kraaie hy het nie meer vir hom in die oggende brood en die aand vleis, of brood en vleis in die oggend en in die aand gebring nie. Ek hou nogal van daai eet, brood en vleis sal ek meer ver kom in die lewe. Dit is interessant, nee, dit laat mense ook dink aan die verhaal hoe die Here vir die volk vir 40 jaar lank manna in die woestyn gegee het. Manna en kwartels, nee, en daarna nooit weer nie. Ons kry nie meer so iets soos manna en kwartels. Elia het besef, hy is nou in die moeilikheid, want hierdie spruit wat vir hom water gee nie meer water nie. En die Here het gesien, hy het moeilikheid. En die Here sê toe vir hom, Elia, jy moet nou maar na Sarfat toe gaan. Daar sal jy 'n weduwee kry. En sy sal vir jou sorg. Maar wat vir my interessant was in hierdie verhaal, die Here het ook met die weduwee gepraat. Hy het ook vir haar gesê, en dit was nie, sy praat van Elia se God. Sy het nie dieselfde God aanbid wat ons ken, wat die skepper van die hemel en die aarde is. En weduwees op daai stadium, hulle het mos nou nie lewensversekering gehad, en polisse en daai tyd. Die situasie was, as 'n weduwee sterf, sy man sterf, dan moet sy na sy oudste broer toe gaan. En hy moet vir haar sorg, en daar moet sy bly. Maar lyk my, haar man het nie 'n ouer broer gehad nie, want sy en hier seentjie het alleen gebly. En dit het nie maklik gegaan nie. En die Here sê vir haar, ek stuur jou na 'n profeet toe. Hy's 'n vreemdeling, maar jy moet vir hom sorg. Terwyl sy eintlik nie baie gehad het om te sorg nie. Ons lees in die Bybel dat sy het houtjies gaan optel. Sy het 'n bietjie meel in haar hand gehad om 'n broodjie te bak. En dan kom sy in hierdie situasie waar sy toe die profeet sien, soos die Here vir haar gesê het, en die profeet vra vir haar, ag, wil jy nie net vir my 'n bietjie water gee nie? En heel gehoorsaam, né? Spring sy om en sy gaan om vir hom te gaan water haal. Maar terwyl sy so op pad is om te gaan water haal,
Wat sê die profeet vir haar? Maar bring vir my sommer 'n broodjie ook saam. Want die man is nou gewoond, hy kry dan ten minste brood ook elke dag. En nou lees ons in hierdie verhaal wat sy, en ek sien haar hoe dat sy eintlik verward omdraai en sê, so seker as u Here en u God leef, ek het net 'n handvol meel, sê sy vir hom. En ek het net 'n kruik met 'n klein bietjie olie. Jy weet, sy gebruik al vir klein woordjies die hele tyd. Ek maak nou maar klaar om die houtjies te kry en 'n vuurtjie te maak en dan gaan ek en my kind sterf want dit is die laaste wat ons het. Dit het met haar ook swaar gegaan. En Elia sê toe vir haar, en dit is die hele verhaal van Elia in Konings, is eintlik 'n verhaal vol groot wonderwerke. Jy kan regtig as jy nou wonder wat se boek moet jy nou lees volgende keer, gaan begin bietjie sommer met 1 Konings en 2 Konings. Dis ongelooflike verhale van die Here se voorsienigheid. En Elia sê toe vir haar, terwyl sy so, ek dink so half sarkasties vir hom sê, is al wat ek het. Sê hy vir haar, maar moet nou nie bekommerd wees nie. Gemaak dit net soos wat ek vir jou gesê het, maar maak nou eers vir my 'n roosterkoek. Dit klink so asof hierdie ou nou arrogant is, nee, hy's 'n bedelaar. Beggars can't be choosers, maar hy is 'n chooser. Gemaak vir my eers 'n bietjie roosterkoek en bring dit hier en dan kan jy vir jou seentjie sorg, sê sy vir hom. En dan sê hy, so sê die Here, die God van Israel, want hulle was uit Israel uit weggevoer. Jou meel en jou kruik sal nie opraak nie, en jou olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here weer reën in die land bring. En ons weet mos wat gebeur het na 3 jaar net, het Elia, ek wil nou nie daaraan gaan nie, moes hy en die Baal-profete moes bid vir reën, en hoe hulle die hele dag gebid het, en toe Elia moes bid vir reën, toe hy moes sy os op die altaar gesit en sloot om die altaar gebou en die altaar papnat gegooi en toe hy bid, toe slaan daai papnat os aan die brand en die Here het begin reën gee. Toe hy sien so ons groot soos 'n man se hand, toe sien hy maar hier kom hier reën. Ons ken die hele verhaal verder ook. Julle kan dit gaan lees. Nou as ek vir jou sou vra, wat is die boodskap wat jy hier kry in hierdie gedeelte? As kind van die Here, wat haal jy hier uit? Dink oor jou eie lewe. As ek dink aan my eie lewe, dan dink ek aan God bring altyd verrassende uitkomste op snaakse maniere. Dink aan jou lewe. So ongelukkig vergeet mense die goeders. Die mense in die ou tyd het altare gebou om dit te kan onthou. Maar ons vergeet wat die Here vir ons gedoen het. God sorg op unieke maniere vir 'n mens as jy vasgeval het. Hy sorg altyd. God werk deur mense om vir ons uitkomste te gee. Soms is dit doodgewone mense wat 'n mens nie eers aan kan dink. En dan ons nood is vir God geen geringe saak nie. Miskien is jy nie nou in nood nie, maar miskien was jy al in nood en het daar uitkoms gekom. Maar miskien gaan daar nog nood kom in jou lewe wat jy nie weet nie. Dan wil hierdie verhaal vir ons sê, dis God se werk om vir ons te sorg. Hy is ons Vader. Hy het gesê, ek gaan jou nie in die steek laat nie. Nou kom, ons dink net aan die eerste gedagte. God gee verrassende uitkomste op unieke maniere. In Jesaja 55 sê die Here, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en my weë is nie julle weë nie. God dink nie soos ons dink nie. En hy tree nie op soos ons nie. Ons kan hom nie voorspel nie. En daarom moet ons altyd groot bid
en weet dat ons kan nog groter dinge ontvang. Ons kan maar groot bid. Hoeveel keer in die Bybel is, en ek gaan nou net so 'n paar voorbeelde noem, het die Here op verrassende maniere uitkomste gegee. Onthou julle, toe die volk Israel 'n koning gekies het, en Israel al daai klomp seuns van hom laat verbyloop het by Samuel, want Samuel sal vir hom wys wie gaan die koning wees. Toe was nie een van die seuns van Samuel reg nie. Van Eli reg nie, totdat hy vir Samuel van hom vra, jy nie nog 'n kind nie. Toe sê hy, ja, ek het 'n kind, hy's die jongste, hy's pas skape op. En toe hy verbystap, toe sê die Here, ek kies vir Dawid, hy gaan die koning word. Verrassend, niemand het dit verwag nie, hy het nie daai voorkoms van sy broers gehad nie. Ek het net nog gepraat oor die manna en die kwartels. Net ongelooflik. In die Bybel, as jy die verhale lees van Jesus, dan sien jy die offisier wat vir die Here gesê het, jy kan net 'n woord spreek, dan sal my kind gesond word. En die Here het gesê, so geloof het ek nog nooit gesien, jou kind is gesond. En toe hy daar kom, toe is sy kind gesond. As ons lees van Jona, die hele verhaal van Jona, wat nie wou gaan om te gaan doen in Ninive nie. En hy is toe gestraf, né, op die boot, en die boot het in 'n storm beland, en hy het gesê, gooi my maar uit. En die Here het 'n vis gebring, en hom uitgespoeg op die land. Hoe dit werk, weet geen mens nie, die Here Jesus het ook later daarna verwys. Dis net verrassend, dis net vreemd, en hoe dat Jona toe later wel na Ninive toe moes gegaan het, en duisende mense het hulle harte vir die Here gegee. As ons kyk na Josef se verhaal, ons kan verhale op verhale opnoem, dis eintlik waaroor die Bybel gaan, oor verhale van die Here wat uitkomste gee. Josef, né, hy wat verkoop is deur sy broers, en vergeet het van hom, en toe het so droog raak, en hulle gaan kos soek het in Egipte, en vir Josef nie eers herken het nie. En Josef toe vir hulle wonderbaarlike uitkoms gegee. So kan ons aangaan met al die verhale. God bring verrassende uitkomste op vreemde maniere. Tweede wat ek aan gedink het. God werk op unieke maniere wanneer daar 'n vasgevaldheid is. Ek onthou my pa het altyd vir my gesê, hy was 'n boer gewees daar in Botawil, en hy het altyd gesê, dit is my so mooi, Jurgens, my ondervinding van die Here is, as die nood op sy grootste is die uitkoms op sy naaste. Ek dink dit is 'n algemene idioom in ons taal, as die nood op sy grootste is die uitkoms op sy naaste. Die weduwee het reg gemaak om te sterf, maar omdat sy gehoorsaam was aan hierdie profeet, was daar vir haar 'n wonderbaarlike uitkoms. En praat ons vandag nog van die weduwee se kruik. Net omdat sy gehoorsaam was aan die profeet van die Here wat vir haar gesê. Dit lyk vir my mense moet na dominees luister as sy praat, né? Maar daar's party dominees wat van die wederkoms praat wat ook nie van die Here af is nie, né? Ek hoop net julle het in hierdie tyd sommer net so, ek het dit nou nie voorberei nie. Onthou wat die Here gesê het, die wederkoms sal nie aanbreek voordat die Vader besluit het nie. Nie ek of niemand weet, het die Here Jesus gesê wanneer daai dag sal wees. En geen mens op hierdie aarde kan 'n wederkoms voorspel nie. Jy kan nie dit voorspel as die Here gesê het nie, hy weet nie of niemand sal dit weet nie. Onthou dit maar net vir die toekoms. Ons gaan nie vir ou Dani afskryf nie, hy het dit kinderlik opreg bedoel, hy het geglo, hy hoor dit. Maar as iemand iets sê wat die Bybel weerspreek, dan weet ons mos nou. Of as ek iets wil sê of doen wat die Bybel weerspreek en ek sê dit kom van die Here af, dan is ek op dieselfde pad as wat hy was. Ek gaan met rooi gesig loop. Soms gaan dit so goed met 'n mens dat jy nie dink, ek het die Here eendag nodig nie, maar daar kom 'n dag
wat elkeen van ons waarskynlik in 'n doodloopstraat gaan wees, in 'n krisis gaan wees, waarin ons gaan besef, ons het moeilikheid, ek weet nie nou hoe nie, dis baie sleg, maar dan moet die skreefie lig van die Here bring verrassende uitkomste, op unieke maniere, wanneer ons vasgeval het. As ons nou dink aan nou Job wat versoek was deur die Satan, omdat die Here hom toegelaat het, ons ken die hele verhaal, en hoe dat hy in sak en as gaan sit het, en hoe hy moedeloos was, en hoe hy, sy vriende het vir hom preke gepreek, en hy het gesê, dit kom nie van die Here af wat julle vir my sê, die hele boek Job kan jy maar gaan lees, totdat Job begin bid het vir sy vriende, toe skielik kom die uitkoms, terwyl hy daar op die as oop sit, en hy begin bid vir sy medemens, toe verander sy lewe. Toe julle vir Petrus, toe hy op die water geloop het, na die Here toe, en hy skielik klein gelowig geraak het, en hy sink, en die Here net sê, Petrus, ek vang jou, en ek bring jou terug in jou skuit. Verrassende, vreemde maniere. En so kan ons aangaan in die hele Bybel. Die Here Jesus is gekruisig. Hy is begrawe. Daar's 'n wag voor sy graf gesit. Maar die Here het daai Here Jesus uit daai graf uit opgewek. En hy het 'n nuwe lewe begin. Hy het die kerk begin daarna. Verrassend en vreemd is ons God wat gister en vandag en môre dieselfde is. Verwag altyd dat God uniek werk en dat daar een of ander uitkoms gaan wees in enige krisis. En dan God werk met ons op partymal deur doodgewone mense. Hierdie weduwee was 'n bedelaar. Dit het met haar swaar gegaan. Sy was op die einde. Maar sy was die een wat vir Elia uitkoms gegee het. En toe so vir haar hele gesin. Eenvoudige mens wat die Here gebruik om te sorg. Ag, dink aan Naomi en Rut. Naomi wat vir Rut sê, ek gaan na my land toe. Dis nie jou land nie. Gaan terug na jou land en jou mense. En Rut net sê, ek gaan nie. Orpa het omgedraai en gegaan, maar Rut het net gesê, ek gaan nie. Waar u gaan, sal ek gaan. En waar u sterf, sal ek sterf. En dit was haar skoondogter, en haar kinders is almal dood. Daar was vir haar geen sin om saam met haar skoonma na 'n vreemde land toe te gaan. Maar ons weet toe ook hoe die Here vir Rut voorsien het. En toe sy later vir Naomi voorsien het. En dat die Here Jesus gebore is uit die nageslag van Rut. Is net God groot. Dis bo-menslik, is bo-natuurlik. Ag, ek dink aan die verlamde man, wat vir hoe lank verlam was, en toe sy vriende hoor, dat die Here Jesus is in die dorp, en hy is in 'n huis. Toe het hulle hom opgetel, en hulle het hom voor die Here neerlê, ek weet nie hoe werk het nie, hulle het hom deur die dak laat sak, daar was seker 'n gat in die dak, ek weet nie, maar die Here het hom aangeraak, en hy is genees, deur sy gewone vriende. Ag, ons lees die verhaal van Saggeus, hoe Saggeus 'n uitgestote man was, maar nuuskierig was oor die Here, en daar daai willevye-boom ingeklim het. Julle ouens wat hier in die platteland is op die Hoëveld, 'n willevye-boom is nie die vye wat ons hier kry, wat ons sulke vye kry. 'n Willevye-boom groei groot. Dit was nogal vir my wat uit die Vrystaat gekom het, nogal snaaks oor die willevye-boom en Saggeus wat in die vyeboom gesit het en die Here het opgekyk, totdat ek in die Laagveld kom en sien hoe groot kan 'n willevye word. Maar die Here het opgekyk en in sy hart gesien, en
Saggeus se hele lewe is verander. Vreemde manier. Hoe die Here werk met mense. Dink 'n bietjie aan jou eie lewe. Hoeveel onwillies was daar al in jou lewe? Het jou ouers ook vir jou gesorg? Jou elke keer vergewe? Vir jou elke keer 'n nuwe kans gegee? So ek dink in my lewe is daar 'n paar sulke mense wat nou al dood is, wat ek so wens ek kon vir hulle net sê, weet julle, dit wat jy gedoen het daai dag, sal ek nooit vergeet nie. Miskien moet ek 'n bietjie dink aan mense wat nog lewe en dalk dit vir hulle gaan sê. Dink ek moet dit doen. Jy ook dalk. Ek wil afsluit deur net te sê, ons nood is vir God nooit 'n geringe saak nie. Ons krisisse is nie vir hom iets wat nie vir hom belangrik is nie. As jou kind se behoeftes vir jou belangrik is, hoeveel te meer is ons wat kinders van die Here se behoeftes nie vir hom ook belangrik nie. Hy sien as ons sug. Hy sien as ons frons. Hy weet as my skouers hang. Soos wat ons kinders ken hy ons nog meer. Vir Elia en die weduwee het hy gesorg. Hoekom nie vir ons nie? Vir al die ander voorbeelde wat ek genoem het. As ons nou vandag hier uitstap, dan dink ek moet ons onthou wat die Here vir Abraham gesê het toe hy sy seun moes gaan offer. En Isak vir hom sê, pa, ons het hout, ons het vuur, maar waar is die offer? Kan julle onthou? Wat het Abraham gesê? My kind, die Here sal vir homself voorsien. En julle dit onthou? En op nommer 99 het die Here vir hom voorsien. Nou kan ek maar vir julle ietsie sê wat ek geleer het in die lewe. Ons God is 'n nommer 99 Here. Op nommer 99 gaan hy uitkoms bring. Maar partymal is ons so op ons kop dat ons dink nommer 66 is nou 99. Dan is daar nog 'n rukkie oor voordat die Here op die regte tyd gaan voorsien. Ons God is 'n nommer 99 Here. Met respek gesê. Hy's 'n God wat voorsien in die woestyn, soos Desert Pete voorsien. As ons hier uitstap, kan ons maar kop omhoog stert in die lug hier uitstap en weet. Hoe sê daai een liedjie? Daar is niks waarvoor ek skrik nie. Nee, ken ons daai hele liedjie. En dan gaan die duiwel kom en sê, maar sê nou maar dit, en sê nou maar dit. Dan stap ons hier uit, dan sê, daar is niks waarvoor ek skrik nie. Want my Here sal altyd voorsien. Amen. Ons Vader in die hemel, ons Vader wat sorg. Dankie dat U voorsien. Dat U voorsien het en dat U sal voorsien in die toekoms. Dankie Here vir hierdie ongelooflike verhaal wat eintlik net ons verhaal is. Hoe dat U elke keer op verrassende maniere net uitkoms gee wat ons verstom staan en dan is ons nog skaam om daaroor te praat ook. Here, vergewe ons dat ons vergeet van al die altare wat ons al kon opgerig het van U voorsienigheid. Vergewe ons dat ons in krisistye vergeet dat U voorsien. Here, dankie dat ons vandag weer ons geloof kon versterk deur te weet U is goed vir ons. U sal goed wees, want U liefde is oneindig groot. U innige liefde is baie inniger as wat ons ooit kan dink. Dankie dat U omgee vir elke mens. En dat U miskien vir ons ook wil gebruik om te gaan omgee, soos Desert Pete omgegee het vir sy nageslag. Here, help my om mooi te dink, waar kan ek gaan sorg, al het ek niks meer oor nie, maar nog te gaan kyk, waar kan ek sorg. Here, help my om
soos hierdie arme weduwee, net te doen wat U op my hart lê om te doen. Geef my daai sekerheid, wanneer is dit U wat praat, Here. So bid ons vanmôre, Here, vir ons land, en ons bid vir uitkoms. Here, dis chaos wat korrupsie betref, en ons weet U alleen kan dit beëindig. Dis God groote sake. Ons gee dit oor aan U. Ons bid vanmôre, Here, vir ons leiers, ons bid vir ons onderwysers, ons bid vir ons polisie, ons bid vir mense wat U aangestel het in die munisipaliteit, ons bid sommer net, Here, vir ouers, ons bid, en sê, Here, ons oë is op U gerig, totdat daar uitkoms is. Ons bid hierdie gebed in die naam van Jesus. Amen.